Goeiedag vriende, waar in die wêreld jy ook al vandag kyk, baie welkom. Dalk sit jy in Engeland vandag met 'n koppie koffie of tee, of dalk is jy in Suid-Afrika, Europa, Asië, Amerika of elders anderste. Dalk is jy by jou huis stil. En dalk speel die kinders nou rondom jou rond en miskien is jy met vakansie, miskien het jy pas van die werk af gekom, reg om te rus. Ons dink maklik rus het 'n adres. Rus is by die see of rus is op die plaas in die bosveld. Rus is wanneer ek weer by my familie is of rus is wanneer ek aftree, verhuis, haar die projek voltooi en uiteindelik 'n ander werk kry. Maar dan kom jy by die bestemming en jy ontdek jy het jouself saamgebring. Jou liggaam het stilgehou, maar jou gedagtes hardloop steeds. Die kalender is leeg, maar die hart bly vol. En daarom is ons boodskap vandag eenvoudig, rus het nie 'n adres nie, dit het 'n naam, en sy naam is Jesus Christus. Ons gaan nou lees uit Hebreërs 4 uit vanaf vers 1, vanuit die Nuwe Lewende Vertaling, maar voor ons dit doen, kom ons sluit die oë en kom ons bid saam. Here, ons almagtige God en Vader, dankie dat U ons elkeen by die naam ken. Dankie dat U ons op hierdie manier vandag rondom U woord bymekaar bring, Here, waar ons ook al is. Waar ons ook al ons in die wêreld of in die lewe bevind. Dankie dat U woord steeds die middelpunt is waar ons by mekaar kom en wat vir ons sin en betekenis het. O Heilige Gees, spreek dan nou tot elkeen van ons deur U woord in ons lewens in en geef ons die rigting en die leiding wat ons nodig het. Maak U woord oop sodat ons verstaan wat U vir ons sê. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in Jesus Christus, ons Here se naam. Amen. Ons teksgedeelte kom dan vanoggend uit Hebreërs 4 vanaf verse 1 tot 16, 'n hele paar verse in die Nuwe Lewende Vertaling, maar ek vertrou en glo dit gaan vir jou net soveel betekenis hê soos wat dit vir my in die voorbereiding was. Kom ons gaan lees dan nou vanaf verse 1. Die opskrif is 'n blye vooruitsig vir hulle wat luister. God se belofte dat ons sy rus kan binnegaan staan nog steeds. Daarom moet ons oppas dat dit nie dalk blyk dat een van julle langs die pad agtergebly het nie. Want hierdie blye boodskap van 'n plek van rus het ons ook ontvang net soos hulle. Dit het hulle egter niks gebaat nie, omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het nie geglo het nie. Want net as ons glo, kan ons die rus binnegaan. Ten opsigte van hulle wat nie geglo het nie, het God egter gesê, daarom het ek in my toorn met 'n eed soos volg verklaar, hulle sal nooit my land van rus binnegaan nie. Dit is ten spyte van die feit dat God se rusplek alreeds gereed staan van die skepping van die wêreld af. Ons weet dit is so, want die skrif sê ergens van die 7de dag, en God het op die 7de dag gerus van alles wat hy gemaak het. In die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van rus binnegaan nie. God se plek van rus is dus beskikbaar, maar die wat destyds die goeie tyding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongeloof nie daarin gaan nie. Gevolglik het God weer 'n dag bepaal om sy rus binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur Dawid aangekondig, naamlik vandag, wanneer julle my stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie. Hierdie nuwe rusplek was nie die land van Kanaan waarheen Josua die Israeliete gelei het nie. Anders sou God nie later van 'n ander plek van rus gepraat het nie. Daar wag dus nog 'n heel spesiale rus vir God se volk. Want almal wat in hierdie rus van God ingaan, sal self rus van hulle moeitevolle arbeid, soos God ook van sy eie skepingswerk gerus het. Kom ons span dan alles in om daardie rus binne te gaan, sodat niemand van ons dalk hulle slegte voorbeeld van ongehoorsaamheid volg en ook omkom nie. Die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny diep tot binne in ons innerlikste wese, tot in ons gewrigte en murg. Dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Voor God kan absoluut niks weggesteek word nie. Ons staan kaal gestroop en weerloos voor die een aan wie ons verantwoording moet doen. Ons het dan nou 'n groot hoofpriester wat deur die hemele beweeg, Jesus die Seun van God. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelydenis aangaande hierdie Jesus vashou. Hierdie hoofpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor die sonde gesoog nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd
gehelp sal word. Hebreërs is geskryf aan mense wat moeg geword het. Hulle het druk beleef in die lewens wat hulle geleef het. Hulle geloofspad het moeiliker geraak as wat hulle verwag het. Sommige van hulle het begin wonder, was dit nie of sou dit nie beter wees om terug te draai nie? En daarom herinner die skrywer hulle aan Israel. Israel is uit Egipte uit bevry. Hulle het God se belofte gehoor. Hulle het die wolk en die vuurkolom gesien. Hulle het manna geëet en water uit die rots uit gedrink. En tog het baie van hulle nie die beloofde rus binne gegaan nie. Waarom nie? Nie omdat God se belofte misluk het nie, maar omdat hulle die belofte nie in geloof ontvang het nie. Hulle het God se woord gehoor, maar nie vertrou nie. Rus en vrede is nie outomaties aan lidmaatskap van 'n geloofsgemeenskap gekoppel nie. Die uitnodiging staan, maar dit vra geloof, volharding, gehoorsaamheid. Vandag is die tyd om God se stem te hoor. Jy kan die taal van die kerk praat, die liedere ken en met geloof groot word en tog innerlik leef asof alles net van jou afhang. En daarom sê die teks, vandag, nie wanneer die lewe rustig raak nie, nie wanneer jy eendag meer tyd het nie, vandag, as jy sy stem hoor. As jy vandag sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie. Hebreërs wat ons terug na Genesis toe, want rus begin by God. God het op die 7de dag gerus, nie omdat die Almagtige moeg en uitgeput was nie, maar omdat sy skepingswerk voltooi was. God se rus is die rus van voltooiing. Orde het uit die chaos uitgekom, lig het deur die duisternis gebreek, lewe het ontstaan. En God kyk na sy werk en hy verklaar dat dit goed is. En daarom is rus nie 'n vreemde byvoeging tot die skepping nie. Rus is deel van God se ontwerp. In Eksodus 20 word die Sabbat 'n gebod, maar dit is ook 'n gawe. God sê in werklikheid, julle is nie masjiene nie, julle waarde word nie bepaal deur wat julle produseer nie. Hou op, onthou wie ek is en wie julle is. Die Sabbat is soos 'n onderhoudsprogram, kan ons seker maar sê, vir die menslike lewe. Ek en jy wag nie tot ons voertuig se engine vernietig is voordat ons dit vir 'n diens vat nie. Tog leef ons soms totdat ons liggaam of verhoudinge of geloof breek voordat ons erken dat ons rus nodig het. Wyk Voltaire beskryf die Sabbat as 'n tyd om van gewone druk te rus, God te aanbid en reeds iets van die hemel te proe en te ervaar. Dis nie 'n wettiese poging om God se guns te verdien nie, maar 'n gawe wat ons ontvang omdat ons vertrou dat God ons bes wil op die hart dra. Om te rus is dis eintlik maar 'n geloofsbelydenis. Here, die wêreld draai steeds wanneer ek ophou werk, want U is God en ek is nie. 'n Ou Griekse verhaal vertel dat iemand vir die bekende storieverteller Esopus gespot het, omdat hy tyd saam met die kinders deurgebring het. En Esopus het 'n boog geneem wat daar gelê het, die snaar losgemaak en dit weer neergesit. Maar die man het nie die betekenis verstaan nie. Toe verduidelik Esopus: wanneer 'n boog altyd styf gespan bly, sal dit uiteindelik breek. Maar wanneer die snaar soms ontspan word, is die boog gereed wanneer dit weer gebruik moet word. Dalk is jou lewensboog al maande lank styf gespan. Selfs wanneer jy nie by die werk is nie, dink jy aan die werk. Selfs wanneer jy by jou mense is jou gedagtes elders. Jou rusdag is net 'n tweede werksdag waarop jy al die ander take probeer inhaal. Sabbatsrus beteken nie bloot dat jy minder doen nie. Dit beteken dat jy ophou om jou identiteit en jou waarde deur jou eie inspanning probeer verseker. In die Bybel en God se woord ontdek ons dat rus soos 'n goue draad deur die hele heilsgeskiedenis loop, van die skepping af, deur die verbond, tot by Christus en uiteindelik weer tot by God se ewige rus. In Genesis rus God omdat sy werk voltooi is. Ons rus omdat ons lewe uit God se hand ontvang. Vir Israel het rus beteken dat hulle nie meer Farao se slawe was nie. Slawe mag nie ophou werk het nie, maar vry mense kon rus omdat hulle aan God behoort het. En elke keer wanneer Israel gerus het, het hulle bely, ons behoort nie meer aan die slawedrywer nie, ons behoort aan die Here. Joshua het Israel in Kanaan in die beloofde land ingebring, maar Hebreërs sê dat dit nie die finale rus was nie. Daar het steeds 'n dieper rus voorgelê en daardie rus word in Christus geopenbaar. Jesus het die werk gedoen wat ons nie kon voltooi nie. Hy het die sonde gedra, die oordeel deurgegaan, die weg na God oopgemaak en aan die kruis verklaar, dit is volbring. Ons rus daarom nie oor ons eie goeie rekord nie, maar ons rus in sy voltooide werk. Hebreërs 4 lei ons direk van God se rus na Jesus, ons hoëpriester. Hy staan nie op 'n afstand van ons swakheid nie, hy het medelee, hy ken ons versoekings, hy ken ons pyn en ons menslikheid.
En daarom mag ons met vrymoedigheid na die genadetroon gaan om ontferming, genade en hulp te ontvang. Want Christus kan volkome met ons swakheid saamvoel en hy het die weg na God se genade oopgemaak. Hier is die hart van die evangelie. Rus het nie 'n adres nie, dit het 'n naam, Jesus Christus. God se rus wys ook vorentoe na die ewige rus. Daar kom 'n dag wanneer sonde, trane, siekte en dood nie meer sal wees nie. Die Sabbat is daarom 'n klein voorsmaakie van die ewige koninkryk, 'n stukkie hemel wat vooruitgeleef word. Hebreërs 4 vers 11 klink amper teenstrydig wanneer dit sê, kom ons span dan alles in om daardie rus binne te gaan. Hoe werk 'n mens hard om te rus? Dit beteken nie dat ons God se verlossing moet verdien nie. Dit beteken dat ons ernstig moet wees om nie ongeloof, ongehoorsaamheid en eie ek selfvertroue terug op te val nie. Ons span ons dis nie in om God se rus te verdien nie. Ons span ons in om te luister, met ons harte sag te hou, ons beheer oor te laat en God se belofte te vertrou. Augustinus het dit meer as 1600 jaar terug so verwoord, you have made us for yourself and our heart is restless until it comes to rest in you. En dis dalk die diepste probleem van ons rusloosheid. Ons probeer rus vind in dinge wat nooit bedoel was om ons uiteindelike rus te wees nie. Ons harte vind alleen rus wanneer hulle weer by God tuiskom. Maar hoe lyk dit prakties? Hoe leef 'n mens môre en deur die week hierdie rus? Stop, luister, vertrou en ontvang. Stop, kies doelbewuste tyd waarin jy ophou werk, produseer en presteer. Luister, sit die geraas rondom jou in jou kop af en vra, Here, wat wil U vandag vir my sê? Vertrou. Noem die saak wat jy probeer beheer en sê, Here, dit is buite my beheer, maar nie buite U hande nie. En ontvang. Rus is nie 'n beloning vir mense wat alles klaar gemaak het nie. Rus is genade vir mense wat Christus vertrou. Jy moenie jouself losmaak en onttrek van die geloofsgemeenskap nie. Rus sluit aanbidding, gemeenskap, gebed en die dra van mekaar se laste in. Die Sabbat is nie 'n alleen wees nie. Dit is ook om saam te hou en te onthou aan wie ons behoort. Stop, luister, vertrou en ontvang. Vriende in ons Here Jesus Christus, dalk wag jy vir 'n spesifieke plek, 'n ander werk, 'n nuwe seisoen of 'n rustiger lewe voor jy werklik kan rus. Maar God sê, vandag wanneer jy my stem hoor, sy rus is beskikbaar, nie omdat alles rondom jou stil geword het nie, maar omdat Christus se werk voltooi is. Rus het nie 'n poskode nie, rus het nie 'n bestemming op die Google Maps nie, rus wag nie aan die einde van jou probleme nie. Rus het 'n naam. Sy naam is Jesus Christus. Waar jy ook al vandag is, hou op jaag, hou op vlug, hou op bewys, hou op om alles self te probeer dra. En kom met vrymoedigheid na die troon van genade. En daar sal jy ontferming vind, daar sal jy hulp ontvang en daar sal jou siel leer rus. Amen. Kom ons bid saam. Here, U ken ons harte. U weet wat ons dra, ook die dinge waarvan niemand anders te weet nie. En daarom wil ons nou in hierdie gebed vir 'n oomblik stil word voor U. Ons elkeen bring dit wat ons voorkom om by U rus te vind, na U toe. Here, ons bring daardie ding, daardie saak, daardie bekommernis, daardie las wat ons rus steel, na U voete toe. Ons erken dat ons nie alles self kan dra nie. Ons kan dit nie beheer of regmaak nie. Help ons om dit in U hande te plaas vanoggend en te vertrou dat wat buite ons beheer is, nooit buite U sorg is nie. Dankie vir Jesus Christus, dat ons nie ons rus hoef te verdien nie, maar dit in Hom ontvang, verniet, reeds bewerk. O Here Jesus, dat U die pad gestap het en dat ons kan weet, U ken ons deur en deur. Leer ons om hierdie week te stop, te luister, te vertrou en U genade opnuut te ontvang. Amen. Mag die Here jou seën en jou bewaar in hierdie week. Mag Christus, ons groot hoëpriester,
jou naby aan hom hou. Mag die Heilige Gees jou hart stil maak en jou herinner, jy behoort aan God. Jy word deur hom gedra en in hom mag jy rus. Gaan dan in vrede en rus goed. Vind rus. Geniet die vakansietyd. Ons sien uit om julle daarna weer opnuut by die erediens te verwelkom en saam verder te groei en te leef in geloof. En dankie ook vir elkeen wat deur julle gebede, julle betrokkenheid, julle finansiële bydraes die bediening van ons gemeente moontlik maak. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag jy 'n geseënde Sondag, 'n geseënde week en vakansie hê en ek sien uit om weer volgende keer saam met jou te kuier. Tot volgende keer dan. Totsiens.